Goeiedag. Het is 'n voorreg om rondom die woord by mekaar te wees. Ons bid dat die Heilige Gees ons sal lei wanneer ons so met die woord besig wees. En vandag gaan ons kyk na die hele betekenis van doop. En ons kyk daarna uit verskillende gedeeltes, onder andere dan Kolossense 2 vanaf vers 6. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam. En in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. En deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met die besnyning wat deur mense verrig word nie, maar met die besnyning deur Christus. Dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood, deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deurdat aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. So, ons gaan kyk so 'n bietjie vandag. Nou, wat is die betekenis van die doop en hoe raak dit jou lewe? Want die doop is nie maar bloot 'n formalistiese ritueel nie. Het gaan nie maar oor 'n prosedure wat gevolg moet word of 'n kerklike aktiwiteit of waar die kind sy naam kry of 'n inwydingsseremonie waar 'n kind deel word van 'n kerk nie. Eerder is dit 'n teken is dat hy reeds is. So die doop is 'n sakrament wat God ingestel het met 'n bepaalde doel en betekenis. En daarom moet ons verstaan waaroor dit gaan en moet ons die beloftes en die opdragte wat in die doop opgesluit is, opnuut vasgryp. Nou, doop gaan in wese oor 'n verbond. 'n Verbond is maar 'n verhouding. 'n Verhouding met die lewende God en ek het deel in daardie verhouding. Verbond beteken 'n besondere ooreenkoms, 'n besondere verhouding. Dit is egter nie heeltemal die betekenis van 'n kontrak waar daar twee partye is wat die kontrak teken nie of sluit nie. Omdat die verbond met God is eintlik nie twee gelyke dele nie. God kom van sy kant af en hy sluit 'n verhouding, 'n verbond met die mens. Selfs in die teken van die verbond en die besnyning later, selfs in die teken van die verbond, die besnyning en later met die doop, sien ons in vers 11 dat dit nie maar bloot mensewerk is, maar dat dit in Christus gebeur. En hierdie woord verbond is beried in die Ou Testament, in diatheke en die Nuwe Testament, kan ook beskryf word as 'n testament. En dan weet ons dat 'n testament van iemand word eensydig opgestel, maar dit raak beide partye. En dit is 'n verbond met God. God het eindig gekom en God is die skepper van die verbond. Dis God wat die inisiatief neem, dis hy wat dit bring en ja, dit raak ons albei en dan is daar die verbondseiste waarop ons inderdaad moet reageer, wat ons later by gaan uitkom. Maar die wese van die verbond is, God kom na mense toe en hy sluit 'n verbond. In die Ou Testament sluit God met Abraham 'n verbond, wat ons in Genesis 17 vers 7 lees. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond. En dan hierdie woorde, ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. Die Here sal vir hulle God wees, en dan hulle moet dan sy volk wees. En dit kry ons dwars deur die geskiedenis van Israel. Selfs ook wanneer hulle afdwaal, dan bring die Here hulle terug na hierdie basiese van die verbond. Ons sien dit Jeremia 30. Julle sal my volk wees, ek sal julle God wees. Levitikus 26 vers 12. Ek sal by julle bly en julle God wees, en julle sal my volk wees. Jeremia 24, ek sal hulle die insig gee om my te ken, ek is die Here, hulle sal my volk wees, ek sal hulle God wees, want hulle sal heelhartig na my toe terugkom. Jeremia 32, hulle sal my volk wees, en ek sal hulle God wees.
So ons sien in die verbond, ons sien in hierdie verbond vir die Ou Testament, wat in die Ou Testament begin, dat is hierdie verbondsooreenkoms wat God met die volk sluit. En ja, dan ontplooi dit verder met die gee van die wet en die verbondseis, die offers wat gebring moet word in die Ou Testament, en die Ou Testamentse wette wat nagekom moet word, is die verdere oopvou ook van die ou verbond. Omdat hulle in 'n verbond met God staan, moet hulle op 'n bepaalde manier leef en bepaalde wette gehoorsaam. Maar die kernsaak is, dit wat God sê, ek sal vir julle 'n God wees, julle sal my volk wees. God wat kom en sê, so sal dit wees en so moet dit wees. In die Nuwe Testament sluit die Here 'n nuwe verbond. En tog moet die nuwe verbond nie gesien word as totaal verskillende verbonde nie. Dit is nie dat die ou verbond weggegooi is en nou is daar totaal nuwe verbond nie. Ons kan eerder praat van 'n verniet van 'n verbond. Een verbond met twee bedelinge, die ou bedeling en die nuwe bedeling. En dit kry ons dan ook selfs in die nuwe verbond, dat die kern dieselfde is as in die ou verbond. Ek sal vir julle God wees, julle sal vir my volk wees. Ons lees dit selfs in die Ou Testament, Jeremia 31, as daar staan, dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit. En dit dui op die toekoms ook op Israel, waar alle nasies dan deur dit geseën word, en in Christus geseën word, en dat alle nasies kan deel wees van die verbondsvolk. Maar dan staan daar, dis die verbond wat ek in die toekoms sal sluit, ek sal my woord op hulle hart skryf, en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. En eintlik my Hebreërs 8, waar dit net geëcho word, waar 8 vers 10, dis nou die verbond wat ek met Israel na hierdie dae sal sluit. Ek sal hulle wette in my verstand gee, in hulle harte sal ek dit skrywe. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Een verbond van verhouding met twee bedeling, Ou en Nuwe Testament. Daarom praat Galasiërs 3 daarvan dat julle wat glo in Christus, nuwe verbond, is kinders van Abraham, die ou verbond. Met ander woorde, so word teruggegryp om te sê, eintlik is dit een God met een verbond, maar inderdaad twee bedelinge met Christus as fokuspunt en as sentrum. En dis wat ons moet begryp, dit gaan oor verbond, dit gaan oor verhouding. As ons dit nie begryp nie, vermis ons soveel van die doop se betekenis. Want die doop is nie op sigself iets nie. As uiterlike handeling is dit nie iets nie, maar dit is teken van hierdie verhouding, van hierdie verbintenis, van hierdie verbond met God. Die doop wil ons wys na die verhouding en verseker van hierdie verbondsverhouding. Eintlik maar, elkeen wat gedoop is, kan hierdie versekering wat die Here aan jou bevestig van ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Nou as ons 'n bietjie gaan kyk, wat is die doop? Dan is dit 'n sakrament, een van twee sakramente wat die Here ingestel het, die doop en die nagmaal. En die sakrament is eintlik 'n teken en 'n seël, so bely ons dit ook in ons Heidelbergse katekismes. Maar 'n teken verduidelik, dis soos 'n prentjie wat vir jou iets wys en wat dit vir jou verduidelik, maar is dan ook 'n seël. En 'n seël word vandag nou is nie so duidelik die beeld nie, want eintlik as 'n brief geskryf is, dan is hy toegemaak en dan is hy met was, is hy toegemaak en dan iemand sy seelring, sy prentjie daarop afgedruk. En as die ontvanger die ongebreekte seël kry met die bepaalde teken daarop, dan kan hy weet dit is, dan verseker dit dat dit die regte boodskap is. So 'n seël verseker. Nou, met die doop as teken, is dit dat soos die water jou skoon was, so was die bloed van Christus jou rein. Dit verduidelik. Veral in die Ou Testament het wassing die betekenis gehad van reinig, nie net fisies nie, maar ook geestelik. So water as sulks het nie effek op jou sonde nie. Alleen die bloed van Christus kan jou reinig van jou sonde, maar die water van die doop is teken van die bloed van Christus. Soos wat ek nou gesê het, 1 Korintiërs 1 vers 17 sê ook, doop kan jy nie red nie. Maar die water wys as teken na die bloed van Christus en deur Christus word jy gered. So eintlik indirek dui die doop ook daarop dat jy in jouself onrein is en dat jy reiniging nodig het, dat jy vergifnis nodig het. So die doop sê, alhoewel ek skuldig staan voor God, word ek rein gewas alleen maar deur die bloed van Christus. En daarom is ek nie maar bloot 'n verlore sondaar nie, maar ek is kind van God, ek behoort aan God, my identiteit is anders. So dis die doop as teken, maar ook die doop as seël verseker
Dat net so seker as wat water jou skoon was, so seker kan jy wees dat die bloed van Christus jou skoon was. Daar's nie iets ekstra nodig om jou skoon te was van jou sonde. Christus het volledig betaal. En daarom is daar die versekering van dat in sy bloed is daar volkome vergifnis. So ons wat gedoop is, het dus die versekering ontvang dat dit ook genoegsaam is vir ons en dat ons ook rein gewas is. Alhoewel die doop nooit losgemaak kan word van jou reaksie en van jou geloof, ons gaan net, soos ek sê, net daar verder kyk. Verseël die doop nie die geloof van die gelowige nie, maar die belofte van God. Die doop verseël nie die keuse en die geloof van die gelowige nie, maar die beloftes van God en dit wat God sê. En as teken en seël dui die doop dus op die verbondenheid, die eenheid met Christus en die redding wat ons deur hom verkry, waardeur ons dan deel is van deur hom, Christus, is ons deel van die verbond. Galasiërs 3 vers 27 stel dit so, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, dui op die eenheid wat daar is met Christus. Kom ons staan net vir 'n oomblik stil by die kinderdoop. En dit gaan eintlik maar daaroor dat juis op daar 'n eenheid is tussen die ou en die nuwe verbond, moet ons begin by die ou verbond. En die ou verbond is die teken van die verbond tussen God en sy volk, die besnydenis, is baie duidelik gegee. En die besnydenis was teken dat die persoon deel is van God se volk en onder die heerskappy van God staan, en hulle moes dit ook doen. Besnydenis is ingestel Genesis 17, dit is my verbond vir jou en jou nageslag, elke lid van die manlike geslag onder julle moet besny word. Dit is die verbondsteken tussen my en julle. Dis teken van die verbond, maar ook deel van die nakoming van die verbond. Maar dan is dit interessant, as ons nou gaan kyk na Abraham, met wie die verbond gesluit is, dan moes Abraham eers glo, en toe kon hy besny word. Romeine 4 sê, hy het die besnydenis ontvang as teken, dit is 'n seël, 'n versekering, wat bewys dat God hom vrygespreek het, omdat hy geglo het, toe hy nog onbesnede was. So, Abraham moes eers glo, toe kon hy besny word, maar sy nageslag as deel van die verbond, is dan besny, as kind of as 'n baba, maar hulle moes dan kom tot harsbesnydenis. Daar's verskeie tekste, onder andere Deuteronomium 30 vers 6, wat praat van dat die Israeliete ook 'n harsbesnydenis, 'n geloofsoortuiging en 'n oorgawe moet hê teenoor God. En dat hulle in geloof moet lewe en die verbondsbepalings moet nakom. Maar die feit is, Abraham het geglo toe hy besny, maar sy kinders het daarna die verbondsteken ontvang en moet dan in geloof lewe en in geloof met God die bepalings van die verbond ook nakom. Nou in die Nuwe Testament sien ons dat die doop het in die plek van die besnydenis gekom. In Kolossense wat ons gelees het, is juist word van die doop gepraat in besnydenis-terme. Deur julle verbondenheid met hom, dis nou Christus, is julle besny, nie met 'n besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle saam met hom begrawe is. Deur die doop is ons dus ook met Christus verenig en bekleed. Galasiërs 3 vers 27. Doop is 'n teken dat ons deel het aan Christus, deel aan die besnydenis aan Christus en deel het aan die nuwe verbond. En die doop het vir die Nuwe Testamentiese gelowiges eintlik maar dieselfde betekenis as die besnydenis vir die Ou Testamentiese gelowiges. Albei dui op die verbond, die verhouding met God. Die bloedteken van die besnydenis van die Ou Testament het na die offer van Christus egter verander na die waterteken van die doop. Maar ook in die Nuwe Testament, net soos wat Abraham eers moes glo en toe besny word, moet die gelowiges eers glo, Nuwe Testamentiese gelowiges glo in Christus en dan kan hy gedoop word. Maar sy kinders, wat dan deur hom 'n deel van die verbond is, kan dan die verbondsteken ontvang, maar moet ook tot geloofsbelydenis, tot geloofsuitlewing kom. So, wanneer jy kinders het, is hulle deur God se genade deel van die verbond en daarom mag hulle die verbondsteken ontvang. Maar dit is belangrik dat wanneer hulle tot verstand kom, moet hulle glo en leef in lyn met hierdie verbondsteken. En met hulle, soos in terme van die ou verbond, hulle tot harsbesnydenis kom.
Hulle moet kom tot 'n geloofsbelydenis. Soos wat kinders van die gelowiges in die ou verbond besny moes word, moet die kinders van gelowiges in die nuwe verbond gedoop word. Maar dan die verbondsteken roep tot geloof en hartsbesnydenis. Dis nie maar net iets wat outomaties gebeur sonder dat jy ook in geloof antwoord en dat jy jou hart as het ware besny en leef in lyn daarmee. Soos wat die besnydenis in die ou verbond teken was van soos wat die besnydenis in die ou verbond teken was dat iemand deel is van die verbondsvolk, soos die doop in die nuwe verbond dat hy deel is van die Nuwe Testamentse verbondsvolk. Met ander woorde, soos 'n herder wat sy skape merk, maar dan roep dit op om deel te wees van die kudde, om deel te wees en gehoorsaam te wees aan die herder. Dit roep op tot 'n verbondslewe. Net so wat die besnydenis tot hartsbesnydenis geroep het, moet die doop roep tot 'n hartstoel, tot bekering. Met ander woorde, ons moet antwoord deur geloof, ons geloof opnuut op Christus te plaas, ook wanneer jy groter word en tot jou verstand kom. Antwoord deur 'n geloofslewe wat in lyn is met dit waarvan die doop ons verseker. Dit help nie om te sê ek's gedoop, maar my lewe maak 'n bespotting van dit wat die doop sê nie. Doop bring jou nie in die hemel, maar bloot is deur geloof in Jesus Christus wat jy gered word. En daarom sê die Here deur die doop, jy is myne, en daarom moet dit gepaard gaan met 'n geloofsbelydenis, met 'n geloofslewe in lyn met die beloftes en die opdragte wat God in die doop verseker. Van iemand wat besny was, maar nie tot hartsbesnydenis kom nie, staan daar in Romeine 2 vers 25, maar as jy die wet voortdurend oortree, is jou besnydenis niks anders as onbesnyenheid. Sonder hartsbesnydenis en 'n lewe as kind van God, het die besnydenis nie betekenis nie. En dit geld dieselfde vir die doop. Wanneer iemand nie 'n lewe lei in lyn met God se wil nie, wanneer hy tot bekering kom in die sin van waarlik God bely as koning en Here, soos wat hy dit in die doop aan hom bevestig is, verwerp hy die verbond en verwerp hy God se genade. Dit help nie om te sê ek is gedoop nie, maar dit help nie om te sê ek is gedoop, maar ek verwerp God se genade en ek leef nie as kind van God. Inteendeel, my doop roep my juis op om te sê, binne persoonlike geloofsoortuiging, geloofsoorgawe, binne 'n lewe wat in lyn is met God se wil, daar leef ek my doopsbeloftes en my doopsgenade uit. Maar dit bring ons weer by selfondersoek. Vir elkeen wat gedoop is. Wat is my antwoord op die feit en die versekering dat ek in die naam van die drie-enige God gedoop is? Wat is my antwoord? Wat is my antwoord dat die Here vir my sê, maar ek het jou op jou naam geroep, jy is myne? En seker die grootste appel met die doop is, daar is so groot genade, maar is my lewe in ooreenstemming met die identiteit wat die doop aan my verseker? Of mors ek met God se genade? Het ek deur my lewe, my doop en my verbond met God verwerp? En tog bring die doop ons ook opnuut by versterking, versekering en troos. Troos en versekering dat dit inderdaad God is wat my eerste gevat het. En wanneer ek as kind van God struikel en val, wanneer ek misluk, dan verseker die doop my en die wete dat ek gedoop is, my opnuut van God se vergifnis en genade. Wanneer ons struikel en val, moet ons telkens weer onthou, maar ons is gedoop, ons staan in verhouding met God, ons is verbonde aan Christus. Ons kan nie in die sonde bly nie. Ons moet ons daarvan bekeer en daarteen stry. In ons doopsformulier staan dit so mooi beskryf eintlik en saamgevat, as ons soms in swakheid in sonde val. Dis nie ons leef in sonde nie. Want as jy in sonde leef, dan verwerp jy God se genade. Maar as jy soms in swakheid in sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël, onbetwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En daarom vir elkeen wat ook vandag hierna luister en voel, maar ek het afgedwaal, ek het ver afgedwaal, ek het verval in louheid, ek het verkeerde keuses gemaak, ek het myself op die troon van my lewe geplaas. Die doop bring ons terug by die feit dat God inderdaad eers na ons toe uitgereik het,
Bring ons by die verbondsverhouding waar God sê, hy sal vir ons 'n God wees. Ons moet sy volk wees. As ons verdwaal, as ons geval het, moenie aan die genade van God twyfel. Moet ook nie in die sonde bly lê nie. Nee, ek is kind van God, wat teken van die verbond ontvang het. En kom ons bekeer ons opnuut en leef as kind van God, leef in lyn met God se genade, wat hy inderdaad aan ons bevestig het. Ons vat saam. Doop as teken van die verbond beseël, verseker God se beloftes, soos wat die besnydenis dit in die oud verbond gedoen het. Die doop is teken van ek is verbonde aan Christus en ek het deel aan die genadeverbond. Die doop roep my egter tot bekering, tot 'n geloofsverhouding en om te leef in lyn met my identiteit wat ek van God ontvang. Die doop verseker my, ek is God se en so moet ek leef. Leef ek, en dis die vraag, leef ek in geloof en in die verbondsverhouding wat God aan my bevestig het. Die doop vertel van God se liefde, sy genade en dat ek syne is. Wat vertel my lewe van God se liefde en genade? Mors ek met daardie genade of getuig my lewe, getuig my geloofsoorgawe, getuig my geloofslewe van God se liefde en God se genade wat waar is in my lewe. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U neergebuig het na ons sonder enige verdienste vir ons kant. Dat U genade aan ons bevestig deur 'n doop. Maar Here, ons bid dat ons waarlik in daardie genade sal lewe. Here, dat ons U genade in Jesus Christus sal omhels, dat ons waarlik dit sal toeëien as ook vir ons, om te besef dat ons in Hom nie meer verlore sondaars is, maar U kinders. Here, en dat ons sal leef vanuit daardie sekerheid en sal leef in lyn met ons kindskap wat ons van U ontvang het. Gee ons wysheid vir elke volgende tree, sodat U naam daardeur verheerlik sal word. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap, die teenwoordig wees, die begeleiding, die troos van die Heilige Gees, is en bly met U elkeen. Amen.